Maar ja, my bro, laat ons begin. Ek is prepared. Nee, maar jy weet mos ons de rol van die tong af en Het rol van die tong. Yes! Pauw! Goeiemiddag, goeiemôre, goeienaand julle. 2026. Die is vir 2026. Wat ons nou eintlik hier sit. Ons aan 2025. Ja nee, maar ons praat nou in 2026. Jy sê vader realiteit. Das. Beweeg jy op tyd hè. Daar sê. As dit wat jy van my sê. Jy weet dan my bro man. So tyd bestaan nie in eternity nie. Dankie. O, okay. Ons skiet hom nou, maar hy is in ewigheid geskiet. Dankie. Kyk, hier begin die man sommer met die boms. Julle is 'n nuwe jaar. Julle is al dik gewissel vir die nuwe jaar. So welcome by Wisdom of Solomon. Ek het my ou vriend die Realston soos julle gesien het. Ons gaan 'n conversation net oor new beginnings. Maar disclaimer, ons gaan niemand aanval nie. Ons val niemand aan hier vandag nie. Ons gaan 'n bietjie net soos jy sê Realston met die wysheid en die realiteit. Wat is ons het 'n distorted mind oor wat is realiteit. Ja. En ons het hy hoop vir die nuwe jaar. Yes, 100%. Ons is eager, ons is reg om die ding aan te pak wat kwaai is. En then somewhere along the line, sê maar hier by Februarie of nie Februarie nie. Voor die einde Januarie en dan raak ons moeg en dan val ons net weer in hy trend wat ons vir jare so vasvang. So ons gaan hierdie ding aanpak waar ek 'n conversation met jou het en 'n ander persoon waar ons regtig gelei word na iets toe wat eintlik al lankal daar gewees het, maar ons sien dit as nie. Yo. So, dis ons eerste gas vir New Beginnings. Is soos 'n New Year's resolution. Ons gaan dit 'n bietjie differently tackle. Dit was al reeds daar. So nou gesels ons net ons maak net mense 'n bietjie aware Ek hoor jou. van die New Beginnings. So Realston, without further ado my bro. Ek ken jou, ons die stap al 'n pad saam. Dis mense wat na hierdie video gaan kyk wat ook vir jou gaan wat jou ken. Dis mense wat vir die eerste keer intune wat hierdie video wat nou vir jou sien op die kassie. Ja. Soos ek met die ander guest ook gesê het, hy's 'n huiskind. Maar kom stel jou 'n bietjie voor man aan die mense wat vir die eerste keer hierdie huis kom besoek. Net so 2 minutes. En moet nou nie kontroversieel raak asseblief Realston. Omdat vir die feit dat ek vir my moet voorstel. Ja. Nee, ek kon kontroversieel wees met dit. Maar anyway, goeiedag almal. Hallo julle. Ek is Realston Lekay. Oorspronklik van Kliptesville, woonagtig vir 14 jaar in Jamestown. Ek is getroud met 'n paar diere. Diere is my kinders, dis hulle troetelname. Dis 'n language wat ons ook gebruik, ek en Marcel baie. Maar daai is actually deel van wie Realston Lekay is. En dan as ek ook betrokke as 'n coach by Kliptesville FC. Ek is 'n gemeenskap aktivis en dan as ek in die bediening in. So ek dink dit is wie Realston is. Ek hou nie altyd daarvan om van myself te praat nie, maar dit is baie moeilik om jouself te beskryf. Ja, maar ek dink dit is die belangrike goed is wat deel uitmaak van wie ek is as persoon. Dit is Realston Lekay. Awesome. Really, weer eens welkom by Wisdom of Solomon. Soos ek altyd sê, is 'n onder vir ons man om weer eens met jou conversation te hê. Conversation wat sens maak. Soms sê hulle jy het baie gesê maar uiteindelik niks bedoel nie. Niks gesê nie. Jy niks gesê nie eintlik ja. So really jy mense van pawees en van diere is 'n nuwe jaar en een van die topics wat ek wil aanhaal is dat ons as papas word hier die society onder heavy pressure gesit. Ons soms weet ons nie hoe om met die pressure te deel. Dis 'n nuwe jaar en ons wil by jou 'n bietjie hoor hoe kan ons hy pressure release? Want ek kan nie met 'n ander broer gaan praat nie man. Ek het nou 'n paar laas jaar met manne gesels oor met broers praat. Van ons as man sien dit nie. Nee, ek gaan nie met broers praat nie. Want het word gesien as 'n judgmental exercise.
Het wordt gezien dat jy vulnerable is. Het wordt gezien jy is weak as jy met broers praat. Is daar 'n ander way hoe om steam te release? Nie net om met broers te praat nie. Maar so ek dink dit is nie 'n teken van weakness is nie. Okay? Want vir die feit dat weaknesses of laat ek sê die feit dat ek na jou toe wil kom om te conversate oor iets in my downest moment of in my darkest moment maak nie van my 'n weak persoon of 'n weak money of 'n ander tipe van 'n money. Nee, dit is deel van wie jy as mens is. Dit is deel van jou origin. Verstaan, dit is deel van jou origin. Ek glo aan om reference te bring van my originality. Waarvan my identiteit geskep is. Jesus het wonderwerke gedoen en dan het hy uit die kraal uit gebeweeg. Hy verdwyn soos mist. Dan gaat hy na 'n berg toe om met sy vader te kommunikeer. So he felt a lot of emotions at times, and especially toe hy saam met sy disciples gewees het, toe hulle in 'n tyd van heavy gebed gewees het. En sê vir disciples, julle kan nie so 'n uur wakker bly saam met my om saam met my te bid nie. And it was a time of weeping for him because he felt the emotion of humanity. He already had an experience of what the cross is going to bring to him. So, om dit te antwoord, moet ons actually 'n safe plek wees om na mekaar toe te gaan. In feite op daai, ek het nou die laaste 2,5 maande was baie heavy gewees in my. So, ek meen jy weet ek het begin met 'n mannegroep wat die community accountability groep is. En ons is 'n mannegroep waar ons praat oor enige ding man. Maar ons mainly fokus is altyd oor wie ons is. Want ons kan niks aanpak sonder wie ons is nie. Ons kan niks oorkom sonder wie ons is nie. En hy is die belangrikste, wie ons is, maak deel uit van ons omstandighede. En dit gee altyd vir ons die courage. Daaruit, en ek gaan toe na 'n confidant toe van my, so 'n paar dae terug. Ek sê van ja, brother. Sommige kere kom jy by 'n plek waar dit voel jou manhood word gediscredit. Ja? And though you have a lot of bills to pay. Ja. You have a lot of bills to pay. En soos ek het, ek dink was dit verlede jaar dat ek op die podcast gewees het, toe ek gepraat het, 'n bietjie oor my journey voor my accident, hoe ek sou gaan werk het by in die hospitality industry. Ek meen ek het expertise in hospitality, my bro. Staan sy, ek het chef in knife catering, ek het tourism gestudeer, ek het hospitality introduction level van hotel en management side. En ek het qualifications vir dit, verstaan jy nou? En hier gebeur jou accident. Ek bring net context. Maar dan kom ek terug en ek deel dit saam met die vriend van my wat 'n confidant is. En hy sê toe vir my, wie is my bro, ek feel vir jou because 'n tyd terug het hy saam met my kom gesels en toe kan ek daar wees vir hom. En in feite, hy sê ek is altyd daar vir hom. En jy het nou genoem, ons voel weak om uit te ry. En baie kere is dit die circumstances wat dit deurgaan, wat vir jou, wat hy pride bring. Hy pride bring om na Marcel toe te gaan, of om na jou confidant toe te gaan, of om na die safe space van die community accountability groep toe te gaan en sê, yes guys, I'm facing trouble man, I'm facing a lot of bad thoughts. Ek is in die tight situation man, I need your prayers. En sommige kere wat dit baie moeilik maak is, sy wil hê jou vriende of jou gesonde environment moet uitreik na jou toe. Luister, die ouens
Hulle is nie windhonde wat kan ry, sy gaan deur dit nie. Verstaan jy? So, sy moet by die plek kom waar ja, ons is vulnerable. Because ek hoor vroeër, ja, this is so amazing. Gooi meneer. Ek kom nou uit 'n ander meeting en van 'n different context. En die een pastor vriend sê, hy sê die volgende, he was so challenged with the question when his children came. So hy's 'n swart ou. En hy sê die question popular is, Daddy, we want to do that, we want to go there, and blah, blah, blah. But hy sê nie mens om dit te doen vir hulle op hy oomblik nie. Dis nie dat hy nie dit kan doen nie. Hy het nie die budget vir dit nie. Okay. Verstaan jy? En baie kere wil dit nie sê, jy kan dit nie doen nie. Jy het nie 'n budget daarvoor nie. Because gebruik jy dit, dan maak jy ander loopholes oop. Verstaan jy? En dan raak die challenges net groter en groter en beter en beter. Maar om terug te kom na die hele ding toe is dat mense hoef nie skaam te wees nie. Hy hoef nie onveilig te voel nie. Hy hoef nie weak te voel nie. Hy hoef nie minder man te voel nie. Hy hoef nie minder waardig te voel nie. Nee, om na jou toe te kom, my bro, is brotherhood. John, he has such a good relationship with Jesus. Dat hy op Jesus se bors kom leer, my bro. Because he felt so safe in the presence of Jesus. Because hy het verstaan wie Jesus was vir hom in daardie tyd. En dis hoekom hy kon gekom het na Jesus toe en hy kon op sy bors geleer en hy kon met hom gesels het. I mean, gesels. Ek en sy het 'n gesprekkie, is 'n gesels. Oor issues wat mense face daar buite. So ek is gemaklik om saam met jou te praat. John was gemaklik because hy het geweet, gaan luister ek toe na Jesus. Hy gaan vir my wisdom gee. Hy gaan vir my regte advies gee. Verstaan? En ek meen dit is deel van wie ons is om sekere challenges te face, maar dit is ook 'n goeie plek vir 'n man om emosie te wys by 'n ander man. Because sometimes nou weet jy nie wat jy doen aan 'n ander persoon nie. Sy is in jou toughest moment van jou life. Sy gaan na jou vriend toe, maar jou vriend was nog nie by die plek wat sy was van emotion nie. Sure. Ja, my broer, sy kan nie heeltyd vir jou Bruce Leo en sy's net die steek ou nie. Nooit nie. Nooit nie. Ja, luister hierso. Die ou so oorlede, my seun is seker so 4 jaar oud en ons speel in die pad in die jakkie en ons skop bal. Nou skop ons lekker met die bal man. En Ries skop, maar Ries val. Okay. En hy huil. En hy kon na my toe hy sê vir Ries, "Nee man. Jy moet huil want ons is mans." Mans huil. Ek sê vir hallo. Ek praat sy. Hoe bedoel jy mans huil? Ek sê hallo. As hulle jou broer sien maar buite. Daar huil sy. Hy sê ja, maar pas ek dit so bedoel. Ek sê nee my broer. Ons moet react op dit wat is deur gaan. Because uit dit kom goeie healing vir ons uit. So om terug te kom op die vraag wat jy vra, maar ek het 'n klomp goed gesê. En daar's 'n klomp goed wat uitstaan en dit wat ek gesê het. Because ek glo en dit is goed wat goeie gesondheid bring op die einde van die dag vir die siel, vir die verstand. Vir jou eie gesondheid as man. Glo ek aan ons is nie manne wat swak is wanneer ons uitreik en gaan spreek by 'n ander persoon nie. In feite, ek wil ons manne bemoedig man. Kom ons wees daai lifesaver vir die next person. Ja. Kom ons maak dit actually acceptable man. Kyk, die wêreld daar buite soek aan aanvaarding. Ja. Hulle soek aanvaarding my bro. So kom ons wees daai safe place. Nie net 'n safe place, kom ons wees 'n nice plek. Kom ons wees approachable vir die ander ouens man. Maar so klomp mans, ek was laas ek gekontak. Nee, nou lies ek sê dat die persoon gaan dit seker hoor. Maar ek was laas ek gekontak. Die persoon waar hy van my gesê het, hy wil actually ons moet 'n organisasie begin. Want hy glo aan
vroue in general word gecelebrate. Ons het nou die dag GBV gecelebrate. En hy sê daar so 'n klomp manmense daar buite wat 'n safe plek het nie, maar manmense word ook geabuse. Hoe word die manne gecelebrate? Waar is die safe plek vir die mans? Waardeur daai abuse gaan in die private. So ek is hier vandag net om literally te sê, kykie, ons is die weak mansie man. As ons in 'n plek is waar dit voel, ons weet nie meer hoe nie. So ja man, ek dink die community accountability is 'n baie goeie plek vir ons as mans om by mekaar te kan kom en net ons stories te kan spreek. En ons weet ons gaan advies kry, ons gaan inspirasie kry, ons gaan gebed kry, ons gaan bemoediging kry, ons gaan die support kry van medebroers of manne wat rondom ons is. So ja. Really, jy mense van die community accountability, right? Van die groep mans wat by mekaar kom. Ons as mans, en ek generalize, maar ek praat van my perspective, is dat we get hyped up en dan voel ons okay, ons gaan 'n deel vorm van hierdie ding, ons as mans, ons celebrate en ons gesels oor sekere dinge en dan raak ons weg teen die stroom. Ons was daar vir die eerste 2 of 3 keer en dan voel ons wil nie meer deel vorm van hierdie ding nie, wat weer eens my perspektief glo ek aan, as ek so goed voel as ek uit hy sessie uitloop, hoekom voel ander mans dalk so nie? Wil hulle nie meer daaraan deel word nie? Het hulle iets anders gehad wat hulle aandag afgetrek het? Hoekom kan mans nie tot die einde toe loop met 'n projek nie? Vrouens emotional but loyal. Mans hard, hulle wys dit, but they get lost along the way en dan hulle loyalty gaan dan vir iets anders. It's like we like to jump ship, as ek dit so mag sê. So jy wil sê daar's 'n consistency van manne van hulle wat s'ie woord wat ek soek man. Alle level van commitment. Yes. Byvoorbeeld, ek dink daar's 'n klomp goed is wat gepaard gaan. Nommer 1 jou werk byvoorbeeld. Ja, daar's een van die ouens wat ons weet in die groep en wat altyd by die mannegroep wil wees. Maar Sorry. Ek verstaan sy journey, ek verstaan waar hy is. Hy werk en dan het hy sy besigheid ook. Okay. Wat hom besig hou. Ja. Wat profound is en die uniekheid van hom is die feit dat hy sal altyd incheck en sê, jy, hoe was die sessions? Ja. Geef hom 'n bietjie overview. Hoe gaan dit met die manne? Dan is daar sommige ouens wat voel, okay, fine, dis my cup of tea, nie? En dis ook ek nou gesê het, kom ons wees approachable, man. Kom ons maak dit joinable vir die next person, man. Ons wil jy moet weer terugkom. Sommige ouens ervaar dit as 'n lek van liefde, om miskien die taal wat jy gesels, as jy die language wat ek wil hê op die oomblik, ek wil nie nou na dit luister nie. Staan ek selectief dat dit wat my interest trek. Ja, en dan sommige ouens het net die lussie man. Verstaan jy? Lussie en sommige ouens het miskien net die daai plekkie vir verbetering in hulle lewe nie. Verstaan jy? So ek was nou lanklaas by die gym. Dit is as gevolg van my mobility in my enkel. So ek het myself gesê ek gaan nie gym toe as my enkel vir my problems gee nie. Okay. So het spike in die laaste tyd baie, dit voel soos naalde my bedoel. En hy's baie weer geswel. En die mense al dink dit moet in die winter is. Is nou al vir die laaste 2 maande wat dit so hektiek is, maar vir die laaste 4 tot 5 weke is dit heavy op my begin. No lies. So die lewe van consistency, het is nogals baie belangrik wat jy jou commitment moet gee met sekere goed. Soos ek het 106.7 geweeg, ek is op 97 nou. Maar alhoewel ek gewig verloor het, nee, as ek 4 maande agter. Ek is 4 maande agter. So ek wil at least op 85
wil ek weeg. Maar kyk gewoon net hier, ek is 2 maande agter vir die feit dat my enkel as ek geswel is, dan gaan ek nie gym toe nie. So het ek my target gereach? Nee, ek het nie my target gereach nie. As ek inconsistent, ek is nie inconsistent nie. Ek is consistent because ek probeer nog steeds reg eet by die huis. Hier is nie suiker in nie. Ek het vanoggend gesê ek het 'n suiker gedrink in die ander koffie nie. So ons moet net probeer. Ja man, ek dink ons moet net probeer by die plek kom waar ons onsself wil help in sekere areas. Ons wil seker verandering sien. En soos ek jou sê, sommige ouens het net nie lus vir daai nie man. Daai is miskien een van hulle redes. Ek is net nie lus vir 'n tipe groei in 'n sekere area van my lewe nie. En ek dink dit kan een van die redes wees hoekom die ouens nie follow met hulle level van commitment wanneer hulle na so 'n groep kom om hulle te commit. En soos ek ook vir jou gesê het, dis mos nou werk. Daar's ander tipe van redes ook. En dit kan ook ons wees. Ja. Dit kan ook ons wees wat miskien nie die regte gedrag vir die ouens gee nie. Dis hoekom ek jou gesê het, heel aan die begin, ons approach moet reg wees man. Ons moet approachable wees. So ja. Really 2 vragies. Is ons dalk te hard op onsself en is ons impatient? Ek is met enige enige iets. Met enige iets. Ja, soos jy nog gesê het van jou gym story, soos ek as 'n man, ek sien die jaar by June man. Wil ek al 'n kar hê. Ek wil al my skuld afbetaal het. Ek wil al 'n besigheid besit by September maand. Right? Ek wil al overseas gegaan het al by November maand 2026 nou. Dan gebeur dit in along the line, die goals wat ons uitgesit het, ons reach dit op die tyd. Ons raak impatient, ons raak te hard op onsself en dan los ons. Die thema is New Year's resolution, hè? Yes. Ek glo in New Year's resolution. Gooi. En ek respekteer ander ouens as hulle dit daarin glo. En dat is iets sleg, dat is goed, ek sleg om New Year's resolutions te hê. Ek het eens op 'n tyd het ek aan geglo, maar toe sien ek na tyd toe ek nuwe understanding kry. For my is it a waste of time. Okay. I don't need to believe in this thing. Context van New Year's resolution is te doen met afgoderry. Ja, Romeinse afgoderry waar die ouens skuldgevoel gehad het, waar hulle debt moet afbetaal. Ja, as jy 'n bietjie agtergrond gaan kyk hoe die ouens hulle debt moes afbetaal het met hierdie New Year's resolution. So sy voel daardie stres, sy voel daardie strain. Ek moet dit doen. Verstaan jy? Sy moet dit doen. Sy's hard op jouself. Klipbat, die lewe is hard. Sy's klipbat op jouself, bro. Daar is 'n mooi emosie op jou net, hoe jy net I need to pay my debt. Bra, ek is nie in debt nie. Ek lewe nie, my lewe is nie in 'n wettiese stelsel nie. Daar's vervulling in 'n wettiese stelsel. Daar's liberasie. En dit is hoekom ek my lewe so leef. As liberasie. Christus Jesus het hy liberasie ons gebring. En hy is een van die redes hoekom ek nie New Year's resolutions met leef nie. En soos ek sê, ek respekteer ander ons. Net laasweek om die vraag te beantwoord. En 'n chatgroep, soccer chatgroep. En een van die ouens wil toe vir hom 'n tikkie koop. En hy vra toe vir ons man en ek sê toe vir hom en hy stuur toe foto's vir ons aan. Wat het ek soek en ek sê toe jy koop vir jou die Puma tikkie man. Die Puma Nitro. Okay, ja. En nou Renkie het die advance ene man. Hy het die advance en ek stuur toe Renkie so foto's en ek sê we koop hom die ene en hy stuur eventually 'n foto van die tipe Puma wat hy wil hê en hy sê okay, hy is goed, ek het so ene gehad. Sy lekker introduction lewe en eventually post die ou, hy gaan die daarvan. Nou gee die ouens vir hom advies en so. En hy sê, joh, hy het homself gesê, hy wil aan die begin van 2025, wil hy begin oefen. Okay. En hy het nog niks gedoen nie.
Ons is 11 maanden Ja. in die jaren. En hij was zijn New Year's resolution. Sjoe. En daar was het weer voor mij een eye-opener. Maar kijk hier. Hier is die ding. Everything in life has to do with understanding. And how we set our minds on life. Oké. En onze objectives. Die type goed is wat we wil bereiken. Dat is dus die man. Mm. Als ik vandaag voel, ik ga niet meer koffie gebruiken. Dan is het niet lekker voor mij. Nee. Dan, that's it. Als een mental decisiveness besluit wat ik maak. Mm. Van vandaag af niks koffie niet. Ik geef 30 minuten cardio. Elke dag. Mm. Als ik in de ochtend koffie gedronken heb en ik drink in de middag koffie, dan vat ik 15 minuten in de ochtend voor cardio. En in de middag vat ik dan 15 minuten. Als met 30 minuten voor die dag klaar van cardio. Ik heb het vervangen. Ik heb mijn koffie vervangen met cardio. So, it's all about the objective. But before the objective, it's all about the understanding of what you want to reach. Verstaan je, Marcel? So voor mij is dit, ik leef niet volgens New Year's resolutions. Die ouwens is daar hard op zichzelf. Hij voelt baie ongelukkig als hij niet die kar kon gekoop het. Want hij was niet in een timeframe. En dat is hoekom ik zoveel sê, ik is 4 maanden achter met mijn gymprogramma of mijn oefenprogramma. Als gevolg van mijn mobility. Ik heb mezelf gezegd, ik ga mijn... Wat? Dan zei nou moet je weten, deel van mijn programma is... Ik kat stijsel uit. Ik kat zekere goed van suiker uit. Ik zie in elk geval baie liever drink, maar als ik lus is voor drink, dan denk ik, lekker koude kook. Je moet bestaan en gaan sê, dus fixen bro. Yes. So, ik wil die ding gewoon net sê. Als ik nou lus is voor een lekker date, ik ga niet hard op mezelf zien. Ja. Ik ga naar date slat. Ik ga hem wel eten, ik ga hem wel koop. Want ik ga niet hard op mezelf zien. Ja. Met die hele leefstijl waarmee je bezig is van hoe je jezelf opzet voor goals. Moet hulle bereizen, wie is mijn broer? Zij kan nog nooit hard op jezelf zien. Ze is hard op jezelf, want ze niet die kar gekoop het. Ze is onnodige strijd op je. Mensen doen het niet buiten. Wat baie stress op jezelf, bro. So ik sê, wees chill, man. Zet je objecten aan. Wees meer realistisch met je objectives. Als jij zegt 6 maanden, werk je dan liever uit op 9 maanden. Verstaan ze? Kijk te. Voor situaties zoals COVID-19 wat ons gehad het. Wat voor ons eigenlijk een bering nog heeft, maar uit die bering nog het, wat ons, het ons mind eigenlijk weer gekomen bij restart. Verstaan je? So, gee die spatie van, oké, enige iets mag gebeuren in die tijd, but I'm gonna give it another 3 months extra. Daar is baie op jou hart gezet, en niks strain op jou nie, niks onnodige stress op jou nie, want het ander, ek meen, stress kan soveel ander areas in jou leven aantal, het kan jou verhoudingen opmors met jou dame, of jou marriage, because het jou target gereed is. Vraag maar die mannen wat in hij bedrijf werkt. Ze heeft jou target gereed en ze is hard op jezelf, because hij is bezig met iets anders. Waarvoor zij misschien spaar. Maar nu is hij zo hard op buiten, zij moet jou target maken voor de volgende 4 maanden. Ik moet het bereiken. Nee man, je gaat niet leven genieten op het einde van die dag. Het kan give you a mental breakdown. It might give you a mental breakdown. So, ik weet niet of dat voor jou helpt, zoals ik jou zeg. Ik heb mijn manier van dingen doen. Ik heb mijn methode van dingen doen. Het is alles maar net hoe ons die size of the seasons maken en zo understanding. Verstaan jij? Coach, jy praat heel aan die begin praat jy van Jesus toe hy daai understanding het van sy sterfte en hy prep hom eintlik self. Toe hy sê hy weep
op die berg. Hy het deur hierdie proses gegaan dat hy gesterf het en hy oorwin die sterfte. En soos ons hoor en ons lees die Bybel, dat daar is nie meer sterfte na dit nie, man is geoorwin. Hoekom voel ons in 2026 nog steeds soos dood? Nadat jy nog gesê het, Jesus het die dood oorwin. Why do we still feel that die dood het ons nog? Ons gee die dood nog baie krag. Waar raak ons los rondom dit? Verstaan? So, jy het in jou introduction jy gepraat oor distortion. Ja. Ne? Ek sê altyd, ek sal nooit oor 'n ding praat as ek nie kennis het. Okay, gooi. Verstaan? Ek gaan nie oor 'n ding. Ja. Moenie vir my kom vra. My dogter vra vir my 2 weke terug. En Riva vra vir my, "Tala kan sy bou?" Ek sê, "Hoe bedoel sy bou?" Sy sê, "Bou." Sy sê, "Anke Eidi." Ek sê, "Anke Eidi, sy check op all trades. Hy kan bou, hy sit vensters in, hy kan tiles doen, hy sê elektrician. En dan het hy mos sy photography besigheid. Sy sê, "Tala kan nie daai doen nie." Sy sê, "Oh, okay." Sy Tala doen kos. Ek sê, "Ja." Sy het so wil sê, sy Tala is 'n chef. Ek sê, "Wat jy weet mos ek is 'n chef." Sê, "Ek is 'n chef." Maar ek weet wat om te kan doen in die kombuis. En dan is 'n ander expertise ook en skill wat hy het, wat hy kan gebruik. En ek sê dit wat die uniekheid van elke persoon. En sy vir my, sy wil ook 'n chef wees eendag. Sê ek, sy kan 'n chef wees en ek sal vir ja, maar dat is nie 'n chef nie. Dat doen wat hy kan doen. Nie almal wat kos maak 'n chef sê. Ja. As ek Ja, praat van die kwalifikasie nou, credentials. Yes. So ek sê dit maar dat is 'n klomp goed wat gepaard gaan met wat 'n chef is. Verstaan? Alhoewel ek 'n chef kursus gedoen het. Maar nietemin om terug te kom op dit wat jy vra. Ek gaan nie 'n ding doen as ek weet ek het nie die kennis daarvan nie. En baie van ons mense is in 'n understanding waar hulle distorted is in hulle understanding. En dit is hoekom hulle dinge doen soos hulle dinge doen. Ek sê altyd daar is nie 'n regte antwoord en 'n verkeerde antwoord. Ek en sy week met kinders op 'n Woensdag. Né? Werk ons met kinders. En dit is ons weer om hy kinders te awake tot 'n nuwe understanding sodat hulle daai kan vat en toepas in hulle lewe. En ons moet vir hulle nuwe begrip gee oor die lewe en hoe hulle daai goedes kan toepas in hulle lewe. So ons awake iets hierso met die tipe understanding wat ek en jy het. En dit is die lewe my broer. Ek meen dit is die tipe van life is that we need to be transformed in our understanding so that we can discern what is the will of God for our lives. Once ons gerenewd is in ons denke, nee, dan sal dit outomaties vir ons by 'n plek bring waar ons reg kan onderskei hoe om dinge te kan doen. En dit is hoekom ek vir jou kan sê dat die Jesus daar geheilig he had a discerning of what is about to happen to him when he's moving to the cross. He felt that emotion. He felt that experience prior he moved to the cross. He had an understanding, my bro. He had a discernment of what is about to happen to humanity. En ek is bly vir die feit dat ek my lewe kan lewe
uit 'n plek uit van my originality, Mm. my ontology, my bestaan, die wese wie ek is. En 'n gedeeltelik van dit is as dit 'n goddelike wese. Sure. En omdat dit 'n goddelike wese is, sê die Bybel dat jy sien nie 'n goddelike wese nie, maar jy het die gedagtes van God. Sure. En omdat jy die gedagtes van God het, maak dit vir jou in sommige omstandighede en in sommige situasies maak dit vir jou die lewe soveel makliker omdat jy die gedagtes van God het Mm-mm. wat in jou in is. En daai is vir my die absolute vrede hoe ek leef my bro. Ja, gebeur dinge soos ek het uitgesit het, omdat ek nie glo in New Year's resolution. Nee, dit gebeur nie. Dit gebeur nie. En fik ek en jy het 'n tyd terug gepraat oor wat ek gaan doen met die besigheid. Mm-mm. Business is stil vir die laaste 3 maande. Stil bro. Verander iets in my gedagte. Verander het iets van my man wees. Mm-mm. Verander het iets aan my pa wees. Mm. Verander het iets aan my man wees vir my vrou. Verander het iets aan die man wees vir wie ek is in society. Dit verander nie. Niks wat buite kan gebeur kan ons verander nie. Kan ons beweeg nie. Kan determine wie ek en sy is nie. Sy het die ding gesê vroeër toe ons begin. En dis hoekom ek gelag het ben. Want ek het geweet waar die conversation gaan. En ek wil dit baie low profile hou met die kennis. We were created before time. Mm. We existed before time. But we existed in the plane of God. Sure. What is the plane of God? The plane of God for us is to do His will. What is His will? His will is something that is pleasing. To honor us, to honor Him, to our lives, to reflect oor die onderbreking. En ek gepraat oor wat is God se plan? God se plan is iets wat pleasing is, né? En om jou vraag te beantwoord. Hoekom voel ons dood? Die Bybel sê dat terwyl Joseph se pa besig is om dood te gaan. Ja. Daar is wat die Bybel gesê het. Mm. Sy pa was besig om dood te gaan. En sy pa het een desire gehad en sy desire was gewees om sy seun Josef te sien Ja. voor hy dood. Maar hier kom sy seuns terug. Hulle kom terug. Hulle kom terug van Josef af. Wat nou die supreme position het, man. But anyway, lang storie kort, hulle kom terug met kos en hulle kom bring goeie nuus vir Josef se pa en hulle sê vir hom, pa, jou seun Josef lewe. Die seun oor wie jy so tree. Die seun wat jy so begeer om te sien voor jy gaan dood. Hy leef. Die Bybel sê Joseph's father spirit got revived. Weet jy hoekom? Omdat hy goeie nuus ontvang het. Sure. Wat is God se plan vir ons lewe? It is something that is pleasing, something that is good. The plans of God concerning our lives is plans that give us a hope and to make us prosperous. Jeremiah 29:10. The plan concerning our lives. Sure. Hoekom voel ons dood? We are still distorted within our understanding. We are still distorted in knowing what we must do. We are still distorted within our understanding of knowing what our main objective is and what God's plan is for our life. Bybel sê, toe daai man die goeie boodskap ontvang van sy seun Josef the way dat hy lewe, sy gees was gerevive. Of the Bible says that he revive. Wat beteken revive? Revive praat van 'n voordood. Okay. Iemand wat dood is, word gerevive tot lewe. Ja. En guess what? Josef se pa was gevat na hom toe in die lift.
En die live. Sure. So, om die vraag te beantwoord, hoe voel ons se dood? Ons kan dood voel miskien oor die druk van die lewe as mans. En as dit tyd nou van Desember is bills wat betaal moet word. En sommige ouens weet nie altyd hoe om met hulle geld te werk nie, my broer. En dis nou ja, dit is druktyd. Dis moeilik. Sommige ouens verloor dit. Hulle verloor die politiek van die jaar, my broer. But there's newness of life, my broer. Sure. There's newness of life. Dus ek op Paul skryf in Romans 12 verse 2. Hy sê, do not be conformed to the pattern of this world, but be renewed. Be renewed in your understanding so that you can discern the will of God. The will of God is something that is good for our lives. Ja. And that good brings something good within our lives. It restore the deadness that we experience. Ons hoef nie so dood te voel nie. Ons hoef nie so dood te voel. Kyk hier is die ding. Waar experience ons dood die meestal? En is 'n thought patterns. Ons word hier gechallenged. Because the moment wanneer iemand nou inkom of hy hoor 'n song en dit bring goeie vibes, bro, hy is op dit nou. Ja, ja. Hy starts to dance. Hy's op hy beat vir 'n paar oomblikke. Ja. Because die ding het gegaan in sy thought pattern. Hy's gebeweeg. Daai is hoe ons daai gevoel van dood kan laat breek. In fact, we live in victory. In fact, we live from a position of victory. In fact, it was never intended for us to live from a place of death, of him so to fully. No, that was never God's plan for us. He never intended that plan for us to live. It was always pleasing. It was always pleasing to live according to his beautiful life. So my broer, dagen laat, ons is distorted in ons denken. Ons moet 'n nuwe persepsie kry en hy persepsie is God is goed, man. En om met God se goed en tierenheid te leef en in hy bewusheid van God se goed en tierenheid te leef, oorkom die dood wat ons ervaar in ons gedagtegange in die hele thought pattern system. Really, ons communities, ek gaan nou 'n bietjie aan jou prikkel nou. Ons communities gaan deur baie dinge. Jy het gepraat van jou kind en van ons wat met kinders werk en hoe ons vir hulle inspuiting gee oor hulle thought patterns te bietjie te change. Dis 'n jaar van verkiesing, local verkiesing. Ek wil jou view hoor rakende kan government, kan politieke partye ons gemeenskappe help? As mens nou voting tyd, kan hulle vir ons help of is dit op ons eie gelaat? Wie sê Marcel, die hele New Year's resolution idee is 'n idee wat 4000 jaar terug aankom, né? Ja. Steadiness toe. Ja, het kom al 4000 jaar terug aan en is 'n deel van 'n Babylon system. Okay. Die hele political ding is 'n Babylon system. En dit is baie hartseer. Het is actually baie hartseer. Ek dink ek het vroeër ding gepost, man. Ek kon net kyk of ek dit nog hier het. Ja? Ja, hy ding het actually vir my het actually vir my gebless vroeër. Ja, toe ek het lees. Gaan net kyk. Toe trou my nou, nie? Maar so politics is 'n mooi ding. Okay. Jy gewoon as ons mense in politics vuil. Yes. Politics is 'n vuil ding nie. Politics is 'n mooi ding. Because as gevolg van politics het ons liberation gekry. Ons het nog nie totaal en alle liberation gekry nie. Maar politics het gemaak dat ons menseregte kry. Politics het gemaak dat
die sien nie meer net vir sleg blankes is nie. Ek het nou die dag vir Riva gehelp met 'n geskiedenisvraag stel en ek het 'n paar vrae gevra. Want ek het net gesien wat hulle leer Uganda en wat ek nou my kennis Uganda en ek vra net so 'n paar vrae van so aan. Maar politiek het gemaak dat ons aan een trein saam met blanke mense nou kan sit in een wat carriage of klas. Vliegtuig ook even. Klas. So, dat is mooi van politics. Wat politics veel maakt, is die distorsie van mensen. Okay. Ja, hulle het nog hy veel distorsie. En het moet nie so wees nie. En dit is hoekom mense sê politics is veel, maar politics self is nie veel nie. Die mense wat met politics werk, of wat in politiek is, hulle maak politiek veel. En dis hoekom mense in politics mekaar moer, seer maak. En dit is hoekom ons sien as 'n dit raak veel in politics. Ja. Herhaal gewoon net die laaste gedeelte van die vraag alweer. Kan politiek vir ons help as gemeenskap wat nou so gebukken sit in ons kinders help? Ja. Maar so, as ons ding, gebed is die antwoord. Ja, dat het gesê, ek moenie kontroversie. Nee, gooi my. Nee man, als ik dat mij ongemakkelijk voel. Nee, gooi my die. Ja, een man kan een klomp blikke wurms opmaken. Met broer, die mensen maak dieren toe hier zo, maar anyway. Ik loop met die conviction. God is he's the source that opens doors. Yes. Maar zo, politics, no? Moet voor ons dieren openmaken. Politics moet transformatie brengen. Weet je nou? Gedeeltelijk van wat gebeurt in ons gemeenschap. No? Ons was geleerd in ons opbringing. Ons moet bid voor alles. Ja, dat is een baie mooi ding. Maar gebed is niet die antwoord wat gaan helpen om transformatie te brengen. Gebed is niet die antwoord. Hè. Gebed is deel van die antwoord. Okay. Maar om terug te komen. Ja, politics. Kijk je man. Ons mensen het nooit restorative justice gekry nie. In 'n nutshell, ons het nooit die restorative justice gekry wat moes gebeur het. So, ons het 'n apartheid system gehad wat 'n groot seer en leen gebring het aan ons mense. En baie mense loop nou nog met daai seer en die apartheid system het sulke groot loopholes gebring in ons mense. Van hulle is nou nog nie gerestore nie. En nou kan jy dink wat die tipe mental influence dit gehad het. Vir die feit dat nou al hoeveel jaar oor is en ons mense loop nou nog met daai seer of brandmerk. En die system, hy is nou nog. Het is nou nog, het is 'n system wat teen ons geveg nou is. En politiek speel actually 'n baie groot rol in dit. En die feit dat politiek nie by die plek is waar dit moet wees nie. Gaan dit nie ons mense help nie. Sure. Dit moet kom by die plek waarvoor sy doel actually daar is. Sy actual doel. Ek probeer my woordeskat so reg kry want ek wil nie te diep gaan met die dinge. Okay. Verstaan jy? Maar sal ek kan jou sê op jou vraag. Volgende jaar se election, is local election volgende jaar November. Tussen volgende jaar November en Februarie. As die datum. En ek like wat Atti van Nel 'n paar jaar terug sê. Ja, in sy gesprek in COVID-19 ook op 'n podcast. En hy sê if we still think that a lot of prayer
a lot of prayer and fasting Mm. is going to bring justice, then we're wrong. Is prayer and fasting like is not going to bring justice. Mm-hmm. The justice that our people needs to get, it is the justice that needs to be reasoned out. Sure. Daar's mense wat accountable gehou moet word. Ik hoor heel. En 'n ou soos Angus Bakken respekteer ek. Maar massa mense spring na die Kaap toe. Maar ek meen hulle skiet nog heeltyd. Hulle skiet nog heeltyd. As dit 'n politieke insweer, sou die politieke stelsel moet heeltemal verander. In feite, daai justice kan alleen regkom wanneer die justice system moet teruggee. Okay. You can only correct a wrong with the right. Going back into our history. Goed was gevat, my bro. Goed was gevat. En om my correctie te bring, moet dit teruggegee word. Een paar weke terug was ek by jou by die markie. Nou, as 'n sokker game, ons het goed gaan koop. En sy bel my en sy vertel my oor die insident. Wat gebeur het. Nou? Goed is wat weggeraak het uit jou kar het, of die insident. Ja. Daarin kan nie reggemaak word het deur die polisie in te kry nie. Daarin kan alleen reggemaak word het om jou goed terug te kry. Maak dit sin wat ek sê. Yes. Sy het valuable goede verloor. Maar sy het gegaan na die plek toe, waar jy weet waar het is, en jy dit gaan kry. Ja. Jy het die goed teruggekry, wat aan jou behoort. Yes. Dit is wat moet gebeur. Goed wat aan ons behoort, moet teruggegee word. En dit is hoe restorative justice gaan kom. Dit is hoe die level van equality gaan geset word. Jy moet nie maar my sê, ja, apartheid is lankal oor. It's fine as apartheid lankal oor is. Dis mense wat nie soos ek en sy dink nie. Dis mense wat nie soos ek en sy dinge kan hanteer. Ja, en ons wil heeltyd sê, ja, wat moet nie terug kyk in daai tyd van die apartheid nie. En is moeilik vir sommige mense. Veral ouer geslag. Ja. Hallo, bro, die mense klink vas in dit ding. Is moeilik om hulle mindsets te verander. Because om jou te neem van wat jy gehad het. En om jou uit daai lekker tipe van 'n leefstyl te vat en sit vir hom in 'n environment waar hy nog geoppressed word. Imagine ek vat vir jou uit jou 3 tot 4 slaapkamer reise, dan ek vir jou gaan sit in 'n 2 slaapkamer of 1 slaapkamer reis en julle is 8 tot 10 mense. My broer, wat gaan nie deur jou mind, my broer? Ja. So politics. As 'n antwoord. Met gebed. Met die invloed van die kerk. Okay. Met die invloed van die gemeenskapsleiers. Ons kan nie net sê, ja, ons moet gaan bid en ons moet massa conferences hê as gelowiges. Dit help. Hulle skiet nog steeds mekaar dood. Ja. Dus mense het nog steeds die werk nie. Dis nie dat ons alles nie wil werk, ons alles wil werk, my broer. Hulle wil werk. Ek sê, ek gaan dit altyd sê, ons is van die reis in hierdie land. Of culture in hierdie land. Wat baie meer geskield is. Ons is geskilde mense, my broer. Sit 'n ou neer. Wat dit as gemeenskap uitkom, my broer. Maar daar is baie ouens wat dwelmsmokkel in ons gemeenskap. Hy is entrepreneurs. As in 'n verkeerde konteks. Hy weet hoe om met geld te werk. Yes. Hy weet ook hoe om geld te maak. As 'n verkeerde konteks, hy dryf
Hy handel dryf met dwelms. Hy's 'n besigheidsman. Dis 'n verkeerde konteks. Ons praat dit goed nie. Maar die skill agter dit. Verstaan jy? Maar om terug te kom, ek bedoel, volgende jaar se election gaan groot amok bring. Okay. En die stelsel oppresses mense. Ellen Boesak het 2 jaar terug, is 2 jaar terug, tegen Tonia was. Ding was, of was het vroeg in verlede jaar? Ik bedoel, ze coconut, Ellen Boesak, ze coconut is next level. Ja. Een van die pastors sê dat hy is die Moses wat ons mense moet uitlei. Maar anyway, Ellen Boesak het 'n ding genoem en hy sê dat politics needs to be taught to the people of us. Okay. Ja. Ons mense het oor die jare ingegaan om 'n krisis te gaan maak van hulle ken vir Masel Ja. of vir Stini ken hulle. Ja. Hulle ken vir Stini. Stini beteken absoluut niks in die gemeenskap nie. Maar Stini was Masel se ma se vriendin. Hulle was saam op skool, hulle kom saam aan die plaas af. Verstaan jy? Hulle het saam opgegroei. Maar Stini beteken niks nie. Daar is niks evidence van Stini se harde werk in die gemeenskap nie. Verstaan jy? Maar dat is dus 'n besigheid wat hoor seker. Die ander het gehoor, nee, jy moet vir Stini gaan crazy gaan maar. En so het ons maar net die system gesupport want ons mense is uneducated, ons is ignorant en ons is understanding. Dis hoekom ek sê te stossen op ons mense my bro. As een van die grootste dinge my bro wat 'n downfall is in ons gemeenskap my bro. Regtig waar. Ons doen dinge uit ignorance uit my bro. Ons is nie getaught nie. Ons is nie geleer nie. En dis hoekom Boesak gesê het ons mense moet geleer word. Ons mense moet geguide word waar jy jou kruisie moet gaan maak. 2026 se local elections. Ja. Mense maak jou kruisie. Maak dit by die regte. Of laat ek gaan nie sê regte nie. Maar gaan maak jou kruisie by 'n goeie plek waar sy regtig hoor die ding gereflected oor hoe dit ons gemeenskappe gebenefit het oor die jare. Dit is baie belangrik. Jy het nou jou kruisie gemaak nou vir 5 jaar by die party van dinges. Maar het dit vrugte gedeliver vir jou gemeenskap? Het jou gemeenskap baat gevind? Het jou kinders baat gevind? Nee man, gaan reflect. Oor wat jou kruisie vir jou gebring het oor die laaste 10, 15 jaar. En vertrou God man. Bid daaroor. Ken God in al jou weë. Ken hom in hierdie weë van volgende jaar se local election. En dan maak jy jou kruisie. God gaan nie eens kwaad wees vir jou. As jy nie jou kruisie gemaak het by die party wat jy vir 15 jaar stem nie. In fact, daai leier gaan jy sien nie al voel jy gaan vir Stini of dinges gaan sy teleurstel. Hy weet nie wanneer sy kruisie gaan maak nie. Het is 'n baie vital tyd waarin ons nou in is, my bedoel. Veral met wat om ons gebeur en vir waar ons social economic state is dit baie vital my bro. As 'n baie vital tyd. Of laat ek sê, dit is 'n vital tyd waar ons nou in leef. En dit is hoekom dit so belangrik is dat ons regtig goeie keuses moet maak wanneer dit kom by volgende jaar se local elections met ons kruisie. Want dit gaan regtig waar ons toekoms bepaal. Volgende jaar. Wel, jy praat van kerke wat moet saam staan, gemeenskapsleiers wat moet saam staan. Wat is jou view vir die kerk self? Kerkgeboue. Ons is die kerk. Kerkgeboue vir 2026. Is daar nog hoop vir kerke? Want volgens my nie. Ek sê nie dis jy nie. Luister mooi, dis my persoonlike perspektief. Ek nou die dag het ek 'n conversation met my vrou. Toe sien ek daar's 'n downward trend met kerke wat begin die getalle is nie meer so groot in kerke nie. Jy het mense van conferences, 'n once-off gathering, daai is groot. Maar kerk homself, hy Sondag by mekaar kom in 'n gebou, se getalle drop.
Mense sien nie meer daai gebou as iets meer nie. Wat is jou view vir 2026 vir kerke? Gaan hy geboue nog staan daar? Die kerk in sy definisie is die uitverkorene ecclesia. Daai is wat kerk is die ecclesia, is ek en jy. En alle wat die aankom, daai is die kerk. Die kerk was nooit 'n gebou nie, die gebou is 'n plek van samekoms, van aanbidding. En ek meen, daarom het moslems ook die mosk, wat 'n plek van aanbidding is vir hulle. En die verkeerde view van kerk, en vir ons gelowiges met ons selfies ambition, is dat ons sien God as 'n Christen. God is nog nooit 'n Christen nie. Verstaan? Dat is miskien 'n gesels vir 'n ander dag. Maar ek glo aan die kerk het 'n pivotal rol wat hy moet speel. Daar is verskillende redes hoekom mense kerk loop. Verskillende redes. Yes. Hulle het hulle persoonlike redes daarvoor. Sommige geboue bestaan miskien nie meer nie as gevolg van die feit dat die gemeente kan nie meer die maandelikse koste bekostig nie. En dit is hoekom van die kerke toemaak en hulle gaan miskien in 'n ander tipe van metode van waar hulle small house gatherings het. Different located. Maar hulle house gatherings en dan in sommige kerkkulture sien ek hulle sal miskien hulle household gatherings het, maar dan hier hulle miskien een keer 'n maand 'n plek vir die samekoms. Verstaan? So daar's verskillende daar's verskillende gebeure hoekom dit so is waar die kerk is in terme van mense wat nie meer hulle geboue het nie. Maar ek glo aan die kerkgeboue gaan daar wees. Okay. Jy het jou tradisionele kerke wat hulle kerke is. Verstaan jy nou? VGK kerke, hy is hulle kerke. As jy in 'n gemeenskap gaan, jy gaan altyd VGK kerk kry, jy gaan 'n ou apostoliese kerk kry, jy gaan miskien AGS kerk kry, wat is die full gospel kerk kry. Hy is kerkgeboue wat wel vir klomp jare aankom, Anglican kerkgeboue. Hy is kerke wat gevestig is met hulle eie grond. Staan as hulle is die myn ouens daar so. Maar ek glo ook met die ander ouens wat geboue hier, ek glo aan hulle sal hulle geboue het. Die verskil met kerk wees is die feit dat ons moet verstaan ons rol in die gemeenskap. Ons moet verstaan ons rol in die land en ons moet verstaan ons rol met almal die die influence spheres of die influence mountains soos hulle dit noem in kerkterminologie. Die kerk moet dit verstaan, sy rol waar hy is. En dit is hoekom Marcel baie belangrik vir my. Ek deel nie my lewe op hier. Ek categorize nooit wanneer ek kerk is nie. Ek categorize dit nie. Ek categorize dit nie. Ek kan 'n baie gemaklike gesprek hê op 'n breakfasttafel in 'n restaurant en ek is 'n kerk. Yes. Van ek operate uit my bestaan uit. Ek operate uit wie ek is. Bestaan so waar ek en sy gaan daar's kerk. Ons het kerk nou. Ons het gemeen nou. Ons het fellowship nou. Bestaan nie en totdat die kerkie by die plek kom waar hy verstaan wie is hy, wat sy rol is hy, kan dit nogals die question daar buite sit. Waar is die kerk? Yes. Hoekom lyk ons gemeenskap so? Verstaan jy? En ek het groot respek vir pastore wat probeer. Ek hou van die woord probeer. Van ek wie daar is, sekere shortcomings, challenges wat altyd kom. Verstaan? En dis hoekom ek sê, daar's ouens wat regtig probeer. Verstaan jy? So, totdat ons by daai plek gekom het, man, van verstaan en weet wat ons moet doen nie, gaan die question altyd daar wees, waar is die kerk?
as jy in 'n organisasie van die nommer kom of gangsterisme, maar laat hulle dit vir jou goed voel. Hulle gee vir jou 'n identiteit. Hulle affirm jou as aanvaarding vir jou. En daai is maar wat jong manne wil voel en ervaar. Want ons weet, daar's 'n lek van pa wees. En baie huisgesinne het nie die pa nie. Of die pa is daar, maar hy is nie teenswoordig nie. Wie is 'n Riva? As ons middeldogter. Maar ja, Riva is iets anders. Sy sê, Dada, ek ken jou diepe secret. Ek het so 'n slegte gewoonte, man. Sy lag. Sy sê verby my kom, maar lag sy. Sy sê, ai, realstem. Dan los ek daar. Dan lag ek net vir haar. Sy, gaan man. But if the church is not going to be present, my brother, then that question is always going to be there. Of where is the church? Doen die kerk genoeg? Ek dink dat die kerk sal nooit kan genoeg doen nie. Okay. Het is soos ek en sy wat pa is, ons gaan nooit genoeg kan doen vir ons kinders nie. En dit is hoekom ek sê, sy kan nie kerk categorize nie, wanneer sy wil kerk doen nie. You do church every moment of your life because you are the church. That is who you are, that is your origin. En dit is hoekom dit vir my baie maklik is om kerk te wees en om kerk te doen. Want kerk is 'n plek van lewe. En totdat die kerkie by daai plek gekom het in die geheel al nie, gaan daai vraagteken altyd daar wees. Die kerk het 'n groot rol wat hy moet speel in die politieke bedryf. Ja. En dan kry ons nog steeds mense wat ignorant is en sê ja, pastors cannot move in politics. Die pastors moet daar wees as 'n level of 'n standaard van righteousness wat moet geset word. Okay. They understand righteousness in godly governance on another frequency. So they need to bring the dynamic. You understand? They need to bring the dynamic with bro. But I believe the church has a pivotal role to play and to bring change. And also because we have a place that I call posture, and then there's position. Yeah. So it speaks of the authority that we have. Not as authority in positional, but it also speaks of the moral authority that the church has towards the community, society. En die kerk kan help. Die social, economic balance bring. The church needs to keep government accountable. En dit is hoekom dit belangrik is vir ons mense met volgende jaar se election. Kies jou leier dat jy weet jy kan accountable hou. Ja. Really? Jy het gepraat van gemeenskapsleiers, right? Gemeenskapsleiers met gemeente wat deel vorm van die gemeenskapsleiers, right? Hoekom is dit so difficult vir die een of die ander om saam te staan? Magtig. Ons het issues ons het similar issues. Ek maak gou 'n voorbeeld in Cloetesville en Idris Valley. En Cloetesville wil 'n ding op sy eie doen, Idris Valley wil 'n ding op sy eie doen, maar as ons dit saam doen kan ons groot meer verrig, maar ons voel ons wil as 'n silo operate om so te sê. Hoe bridge ons daai gap? Die eerste vraag is, hoekom sukkel ons om saam te werk? En hoe bridge ons daai gap om dan op die einde van die dag aan te vat? Kan jy voor ek direct hy gaan bevraag, jou antwoord gaan bevraag, right? Ja. Ek was gekwestion oor die pagatmaat waar ek betrokken was. Yes. Is jy nie 'n pastor nie? Ja, as jy nie 'n pastor nie, dien jy nie? Jy loop met pagat. Wrong view, wrong understanding. Ek het my view oor die jare ook gehad, oor pagat. En dit is hoe media dit beskryf het daar buite ook. Hulle wil altyd alles buite sit van mense. Ja. So, jy sê kyk man, ek verstaan wie ek is. En as hy nie saamstem is fyn. Maar ek kom uit die plek van
die kerk. Mm. Ek is keelvol, gatvol van wat gebeur in ons gemeenskap. En as ons dit daai kan verstaan, nie, my broer die kerk het in 'n lewe van authority om te gaan praat teen die gangsters wat so Ganski. Ja, ja. Huh? Daai is deel van ons rol. Mm, Jy mm. manne, julle moet ophou. Ja. Hier's 'n God wat in beheer is van ons lewens. Los die goedes. Julle was nog nooit so geskape nie. Sure. Dis nie wie julle is nie. Mm. Daai is nie wie julle is nie. Die goed wat hy doen is nie wie sy is nie. Daai is glad nie wie sy is nie. Die is wie sy is. Samaritaanse vrou sê sy het 'n man ontmoet waar hy vertel het van wie sy is. Jesus het regte identiteit kom bring. Mm. Jou vraag te beantwoord. Pastor Lutando, verlede week ek en hy en Pastor Godfrey ry saam. En hy sê he was in a conversation with some other pastors. En hy sê luister maar na die gesprek. En hy sê hy kan toe ervaar en hy discern toe wat ja. Die pastors kan net nie by die plek kom waar hy kan. Net 'n bietjie submissive wees vandag om te kan hoor wat Marcel te sê het wat 'n pastor is. En hy sê toe daar is sommer probleme met pastors of met kerkleiers. En ek sê toe hom namens wie waar en Pastor Godfrey deel toe sy siening rondom dit ook. En dit kom weer by die plek waar ons moet verstaan dat as ons identiteit ken, Marcel, Ja. hoef ons nie inferior te voel oor 'n next ou se gift Yes. en sy talents. Yes. Ek hoef nie minderwaardig te voel nie. Ek hoef nie by die plek te kom waar ek voel ek moet iets sê nie. Because Marcel het iets sê. Nee, hy is wrong. Hy's 'n poverty, Sure. distorted mentality. Mm. That is not the understanding of the mind of God. Mm. Never. Kom in die plek en in die rus waar jy submissive kan wees. En net kan luister na iemand anders Ja. se thoughts ook. Maar sy wil ook nou iets sê op dit. Ja. Ek glo aan ons kan 'n tafel hê waar ons kan dialoog perspektiewe oor sekere goedes. Die grootste probleem en issue met die feit dat pastors of kerkleiers nie altyd gemaklik is om saam te werk nie, as mos maar nou leerstelsels staan ze, ek stem nie saam met jou nie. Ons het die Pagat maat gedoen. Pagat is 'n Muslim organisation. Yes. Wat Pagat, een van hulle vereistes is om met church leaders te werk. When they come engage the community, Ja. they want to work with the gatekeepers. Okay. Yes. They want to work with the gatekeepers and the spiritual leaders, pastors. So, hier het ons gewerk met daai mense, my bro, vir 'n maat. Muslims came together, Rastas came together, Christians came together, because we have one common goal, and it is for peace. Dit is for righteousness. Ons soek vrede in ons gemeenskap. Ons het een common goal. Ons sit ons beliefstelsels een. So wanneer die kerk by daai plek kan kom en verstaan wie hy is, nommer 1, sy identiteit, sy rol, en verstaan dat daar gaan ander mense wees aan wie ek nooit gaan saamstem nie. Ja. Maar ons het common goals. Ons het common goals wat ons wil sien moet gebeur in ons gemeenskap, in ons land. Let's come together. Die een ou 'n paar jaar terug by 'n ICDP manne samekoms. Ek dink dit was Dr. Sugus wat dit gesê het. Hy sê, when you come into a community and you new to that community, but you want to Waiting for the Uber. you want Okay, Tani.
hoor reality, ek hoor vir die Tannie plek, maar Tannie, ons is besig om 'n video te skiet. So, ja. Tannie gaan nou in die video en is, maar is fyn. Ek wil nie video sien. So. Maar Tannie kan sit. Tannie kan sit. Lekker kom relax. Nico, relax, Tannie, relax. Nie worry nie. Oh? So, ja, Dr. Jonathan Sugo said that dag, when you're new in a community, whether you're a leader, you're in an established organization, you go into the community, especially as jy die context het van waar jy nou wil kom en jy wil iets doen in 'n gemeenskap. Hy sê, bro, you go to the established community leaders that is already busy with community projects. You go to the established organizations within that community. Whether they now Muslims, Christians, wie ook al hulle is, you go, you share your assignment, and you go and you work alongside them because they also have a common goal Yes. as you. Daai moet nie gedagte wees. Ek het vroeër gesê ons is te selfish en ons ambisie en is so wys as Christene of Godse mense. Dus ons wil sê ons is Godse mense. Ons is selfish. God was never selfish. He was never selfish. We serve the selfless Jesus. But gesê I gave my life as a ransom, meaning he exchanged his life. He came to serve and not to be served. Hy het sy lewe vir ons neergelê. Hy was nie selfsugtig nie, my bro. So as ons by daai plek kom waar ons net moet verstaan, ons weet wie ons is en ons identiteit, ons ken ons rol, ons weet ons het ook 'n common doel in ons gemeenskap, soos daardie organisasie, soos daardie geloof daarso. Then we can reach a lot, my bro. We can reach a lot. Daar's soveel ander geestelike leiers van wie ons af kan leer, wat al jare aankom, maar ons hardloop op 1 of 2 revelations wat ons gekry het. Want ons het die energy, ons het die dryfkrag, ons het 'n paar nuwe ouens met smart idees. Hulle bring hy smart idees na die tafel toe. Bible sê that there is wisdom. There is wisdom in the council of the multitude. Ja. Yes. So ons gaan wysheid kry wanneer ons almal saamkom. En ons het 'n common doel almal saam wat ons wil bereik in ons gemeenskap. En hy gaan niks goed doen. Met die pagmaats het ek gesien die krag wat die community het. Okay. Hulle was moeg. En hulle het gevoel, kom, Ja. let's get together man. Ons is moeg. Ek het regtig ervaar tussen ons mense en die geselskap wat die mense bring. So as ons mense by hy plek kan kom, waar ons net sê, nee, ek sit my verskille een kant man. Ek kom saam. Ek gaan hande vat. Then we can reach a lot. In fact, the objective and the purposes of the church can be reached. Want ons by die plek kom. As hy die 100%. die vraag, En- sy antwoord. 100% Ralston, ek wil vir jou vra, soos jy ken, ek noem dit altyd die wisdom session. As jy het nou vir ons baie goedjies in Eden gesit van saamwerk en wat ons doen, hoe mense kan hande vat en ons mindset change. As jy sê jy word gekies as 'n political leader en jy het die hef in die hand waar jy krag het om veranderinge te kan bring in ons gemeenskappe in. Wat sal 2 dinge is wat jy onmiddellik sal laat implement om 'n verandering te bring? Ek weet jy het gemense van Geos goed terug. Maar is nie so maklik. Glad nie. Maar wat is daar van die ander goed wat jy kan doen om seker te maak daar's 'n immediate impak in ons gemeenskap en as jy hierdie 2 goedjies kan implementeer en jy het mos nou die power. Ons gaan nooit ons gaan nooit hy goal kan bereik wat ons regte restorative justice kan kry nie. Okay. Wat
onneem was van ons gaan nooit dat terugkry nie. Maar as het is, ek is in so 'n posisie en ek het die authority, ek het die mag om sekere dinge te kan doen en te kan implementeer. Dan ek sal moet gaan kyk met wat ons sit in ons gemeenskap. Ek glo aan dat almal is nie school literate of oriënteerd nie. Daarom glo ek aan ons kinders sit met baie skills daar buite. Ons sit met ingenieurs without qualifications. Ja. Ja. Electricians without the qualifications. Boiling makers without the qualifications. Bakers without the qualifications. Chefs without the qualifications. So, het is belangrijk om te gaan kijken met dit wat ons, waarmee ons zit. En dit te gebruiken wat ons heeft om een social economic standard te improve. Ja. So, bijvoorbeeld, een simpel voorbeeld. Zuid-Afrika is rijk in mineralen. Yes. En dat is zo baie goed is wat ons van die buitenwereld afkrijgt. Ons voer goed uit en dan moet ons het weer terug gaan koop. Wat het dom is, ja, iets dom. Verstaan je? Ja, verseker. Zij drinken niet meer gewone koffie nie. Ah. Want zij zo predestined so my broer. Proe baie beter. Sy tekste, baie mooi, creamy. Dis wat daar kom. So, het is belangrijk om te gaan kijken met wat ons zit in ons gemeenschap. En dit te gebruiken wat ons het in die gemeenschap. Ja. En iets ervan maken. Het gaan ook dan voor ons, ik geloof dat dit gaan actually ook voor ons baie minder uitgaves wees. Sy kry, ons mense kry buite mense om jobs te kom doen, wat op 'n tenderstelsel gaan. Maar dan het ons die ouens hier, soos ek nou net gesê het, hulle is gekwalifiseer. Maar kom ons gaan kyk, met wat sit sy, waarmee sit ons ouens in hulle hande in. So, dit is een van die goedes wat ek sal na wil kyk, sorry maar so, om te wil doen. En dan die ander ding is, om regte waar 'n training system in plek te kry. 'n Training system, hoe heet dit nou, political training is. Because, as ons Otnul sê, you get career politics or career politicians. Hoe word je 'n career politician? Is by go and study it. Yes, yes. No? You go and study it. But niet necessarily, nie. Zij wordt een raadslid omdat zij de label van influence gebruikt. Wat is hij? Ja, ja. Zij is een leier. En dan komt ze daar. But als je de desire heeft om je influence te gebruiken voor die langpad en zij wil longevity bouwen, dan moet ze geëduceerd worden. Yes. So, als ons weet dat politics kan vir ons help om aan baie meer dinge te kom, moet ons dan invest in ons generasie en te sê, kykie, let's educate our people, man. Let's start an educational school system, an ecosystem where we educate our parents on how to do parenting. Sure. Bro, as onze ouers kan leer hoe om ouers te wees, gaan ons huishoudinge baie beter wees.
En dit gaan 'n refleksie net op ons gemeenskap. Wat 'n refleksie? 'n Goeie refleksie. Ja. Because nou se huishouding geherstel. Ek was deel van 'n program toe ek by Stellenbosch gehelp het met mentorskap 'n paar jaar terug. Hm? Ja, en hulle wou toe een keer 'n maand wou hulle 'n massa gathering het met met almal die mentors. Wat iets goed is, man. En my desire was dit gewees omdat ons met sulke baie plaas kinders gewerk het. En ons weet wat op die plase aangaan. Die dopstelsel het ons ouers heel gemaak. Ja, ja. Ek sien dit daagliks. Vrydag aan as hy kinders gepay het, is lelik op hulle. Yes, yes. Spending. Hy gaan beslote huis toe. Hmm. Dit was my begeerte gewees, regte waar, om ons ouers by die plek te bring waar ons ouers 'n reset button kan gee. 'n Genesis oomblik waar ons ouers geleer kan word hoe om ouers te word. So nommer 1. Jy leer politics. Because politics gaan ons gemeenskappe, Mm. ons dorpe en ons land bevoordeel. Maar 2, ons leer ons ouers om ouers te wees. Ons ouers het ouers geword op verskillende maniere en sommige maniere was nie altyd 'n lekker manier nie. Verstaan jy? So, volgens sekere omstandighede. En hy het klomp social illnesses gebring in die huishouding. Baie van hulle was voor die tyd al ouers al. Baie jonk. Hy moet nog kind gewees het. En toe moes hy responsibility vat vroegdag. Maar anyway. En sy het nooit by die plek gekom waar sy reggevorm was in ouerskap. So, daai is my desire, man. Om dit te sien gebeur. Because daai het 'n groot invloed op die social-economic stelsel. Because once ons daai kan hê en dan daaraan kan werk, weet ek, het kan restoration bring in die social-economic area of vlak. So ek a school of is a skill school, Ja. and then where we train Ja. our young people Mhm. to utilize what they have. Yes. Staan ze, allemaal is die school oriented. Yes, 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 yes. En dan tweedens ons rig kreë politicians op in ons eie gemeenskappe. En dan ons leer ons ouers weer van vooraf hoe om ouerskap uit te leef. So, Rialie, jy het nou vir ons hy 2 areas gegee wat ons in kan gaan en immediate impak kan hê in ons gemeenskappe. Kom, ons gaan 'n bietjie op 'n lighter note. Jy het jou eie besigheid. Jy het voorheen ook gepraat van jy het goals gehad vir jou besigheid. Wat is jou besigheid? Wat doen jy? Het gee hierdie mense so 'n bietjie broad overview oor waarin jy in waarmee jy besig is. So hierdie goedjies, né, wat julle hier sien. Hierdie stickers. Ek was die eerste een wat hierdie stickers gedoen het. Hierdie stickers het ek gedoen vir Marcel. Dan het ek 'n ander vriend van my, 'n moslim vriend, Rias. Hy wil maar net so silent ou as my, hy is die main ou. But anyway, so ons het nou so 'n paar weke terug. Ja? Ja, is dit 'n maand of meer as 'n maand terug? Het ek en hy begin met 'n sports apparel besigheid. Okay. Ja, sports apparel besigheid. Tot dusver toe het ons net een kliënt sover gehad. Vir die laaste paar weke wat ons begin met die ding. So en dan toen Rialse moes nou die Rialie spit braai.
Dan doen Rialsen een beetje t-shirt printing. Dan doen ons die Realis Dough. Die Realis Dough waar ik voor jou een deeg maak wat niet een gewone brooddeeg is nie. Het is nie een gewone brooddeeg nie. Ja. Vraag van Maasel. So wat ons doen met die Realis Dough, ons het 3 verschillende gieren wat ons in hom sit. Ons het die Realis Dough met die parsley en spinazie. Ja. Met die kaas en die sunny seeds. Dan het ons die Realis Dough wat ons die 2 verschillende kaase insit. Sonder die seeds met die parsley en spinazie. Dan het ons die Realis Dough braai deeg. So dit is 'n kombinasie van een secret spice wat ons in hom sit. 'n secret saus. Opgekapte verschillende peppers. Dan het ek garlic in. En 'n titseltjie Tanya Okay. het in. Soos ek sê, dit is nie, jy kan hom gaan try en maak het. Dit is nie die secret nie. Die secret is wanneer ons hom infuse van die begin af. Okay. So ja, daai is die tipe dinge waarop ek my aandag op sit en fokus en om te bou. Ek glo aan 'n mens moet 'n paar income streams hê. So ja. Really, hoe kry die mense vir jou in die hande in? Ons het Realis Brew op Facebook. Ons het Realis Brew op Facebook en dan as ek Rialsen in die Kuil op Facebook, dan het ek my foonnommer wat ook my WhatsApp kontak is, 074-406-7625. 074-406-7625. So ja, daai is waar jy my op die oomblik in die hande kan kry. Really, dan is jy deel van Kloetisville Sokker. Vat ons gou deur, wat is daai waarmee jy besig is daarso? So Kloetisville FC. Ons is volgende maand 10 jaar my bro. Volgende maand die 8ste, dus ek 10 jaar. Ja. So ons is Kloetisville FC. Ek is die chairman van die klub en dan rig ek die onder 13 span af. So ons het 2 senior spanne, 'n Winter League en 'n Promotional League. Okay. Die Promotional League het nou so 'n maand terug begin. So dan het ons juniors vanaf onder 7 tot onder 17. So dan het ons ook ons gemeenskapsprojekte waar ons fokus op life skills soos 'n mentoring in skole. Dan het ons 'n gemeenskapsprojek waar ons vroeër in die jaar die Run for Wings begin het. Keith Present is die founder van die hub, die Run for Wings hub. So die Run for Wings hub is mos nou die sanitêre doekies. So die hub is 'n plek waar mense wat in nood is van hierdie doekies, hulle kan kom en dan kan hulle van hierdie doekies kom haal en dan is ons ook nou besig met die goalball projek. Okay. Goalball projek. Ja. Ja, so goalball projek is 'n community based projek waar ons wil kyk hoe ons gemeenskap leities wat nie skool gaan nie. Maar wat tog 'n liefde het vir sport. Maar kyk ons leities kan actually veld toe kom om te kom train nie. Ja. Want leities in Eikestraat, Primmerstraat, Jacques-Randestraat. Hulle sê dit is onveilig vir hulle om by die veld te oefen. Ja. En as gevolg van dit kan hulle nie sokker speel nie. Yes. Hulle moet either miskien in Jamestown of in Eides Valley gaan sokker speel. En dan wil jy 'n man sê leities verloor nie Dalibe en leities het talent. Ja. So ons is nou besig met 'n projek waar ons tipe van 'n voedsel five-a-side projek doen. Okay. Met hulle. Dan weet ons ook
met dit kan ons education bring vir die laities. Dan die ander ding is dit mos nou die Run for Wings wat 'n jaarlikse ding is. So 10% is die man daar so. Ja, Chuck het groot planne vir volgende jaar. Groot planne. Man gaat Garden Road toe volgende jaar. Okay. Ja, maar het is net zulke paar tikjes nodig. But anyway, dan die andere ding is, die andere project was die Run for Peace, Marcel. Die Run for Peace wat nou in December gaan plaasvind. Ons gaan môre vasdeel, die datum. Het was mos nou postponed. So die Run for Peace. Kijk, Kloetisville Football Club is gestig deur Ryan Elders. Ja. En sy saying was geweest, Kloetisville FC is more than a football club. Okay. So, as a Prava more than a football club, we want to do life Ek hoor jou. within our community. Not just within our community. Voor die laatste 7 jaar het ons players gehad al van Zambia, Nigeria, Tanzania, Gabon. Okay. En dit is allemaal, meestal van hulle was students wat hier kom speel het. En ons like diversity, man. Ons like diversity. So, dat is een van die goedens wat ons bij die club het. Ons like lewe doen met allemaal. Nice. Met allemaal, ja. So ja, en dan met ons sokkerprogram het ons ook 'n sport chaplain. Ons het 'n sport chaplain ook. Ek het so 2 jaar terug 'n sport chaplaincy kursus gedoen. Dan is ek nou huidig besig met Mbili. Hy is besig met sy masters in theology. Okay. Solid okay. He's very solid. Very solid in his faith. He's a Xhosa guy. So he is actually now our senior chaplain Okay, of nice. our promotional league team. So they need to start before training with devotion, whether they say scripture in prayer. The same goes at match day. Okay. Yeah, that's our way to express God through what we do, what our talent is football. Nice, nice. So coach, alle sterkte vir julle met waarmee julle besig is en ons glo dit gaan 2026 gaan dit 'n groot sukses is. Praat van 2026 gaan 'n groot sukses is. Watter boodskap het jy daar vir ons wat uitsien vir 2026? Ons is besig met New Year's resolution. Yes. So New Year's resolution kom nou al van meer as 4000 jaar aan. Ja. Né? En soos ek vroeër gesê het, dit is deel van 'n Babyloniese stelsel. En daar was ook Romeinse afgoderry betrokke en die mense wat destyds het so wetties gevoel dat they needed to pay the debt through their deeds. Okay. Ja, om terug te betaal die hulle werke. So, guys, sit jou mind op 'n reset button. Maar mense, moet ek nie hard op julleself wees. Veral as julle nie julle doelwitte gaan bereik nie. Ek persoonlik glo nie in New Year's resolutions nie. Ek lewe my lewe soos ek wil. Sien dat ek nie objectives het nie. Ek het vroeër genoem, ek sit nie my lewe in 'n category. Ja. I live my life out of the being of who I am. En dit is hoekom ek sekere objectives het. Ek het short-term goals. As ek dit nie bereik nie, gaan ek nie my hamer in my kop slat nie. Ek begin dit weer oor. En dan kyk ek wat se veranderinge kan ek inbring om dit te bereik. Yes. Verstaan, ek gaan kyk hoekom ek dit nie bereik het nie. Verstaan? So, I mean, we all have a set skills within our hands. Moses, wat het Moses gehad? Hulle sê is 'n muziekstok, het 'n staf gehad. Ja. Verstaan wat hy kon gebruik het met God se volk. So I believe that we all have something within our hands. Let's utilize it with God's wisdom. Ja. Let's just utilize that with God's wisdom. And then see
let's see how it's gonna end up. Maar baie belangrik Baso. Ons moenie hard op onsself wees nie. Van dan gaan ons nie daai objektief bereik nie. Jy het vroeër gesê die ouens na 3 maande gee hulle op. Ja. Dis te hard op hulle self. So 2026 mense vat dit aan. En leef jou lewe soos jy dit wil lewe. Leef met jou beginsels. Acknowledge God in alles in. En wees asseblief wakker en nugter wanneer ons in hierdie election tyd gaan. Kom ons reflect oor watse partye oor die jare vir ons hoe ons gebenefit het uit ons keuses wat ons gemaak het met die partye. Maar gaan geniet 2026 en moenie hard wees op julle New Year's resolutions nie. Mag die Here julle seën. As jy daar wel het van Relson, weer eens soos ek voorheen gesê, dankie. Dankie vir jou bereidwilligheid. Dankie dat jy nie teruggehou het nie. Jy het ook so hier en daar jou woorde mooi probeer uitkom, maar toe kom Relson net uit wat Relson is. So Op 50%. So broer, alles wat julle moet aanpak, sterkte vir julle. Julle het gehoor Relson se socials het hy gemention. Gaan check daar op sy socials. Hy doen nie net sy besigheid wat hy ran is nie net vir klein groepies of vir die by die huis goedjies. Hy doen functions. Ja, we do functions. Ons eerste troue vir 2026 is die nie troue nie. Die troue het gecancel in Januarie. Ja. Hulle het gecancel. So dat sou ons actually ons eerste troue gewees het in Januarie. Maar ons doen ons eerste birthday function in Januarie, soos nou al geboek al vir die einde Januarie, so 60th birthday. Okay. Ja, ons doen inkryvend. So ons doen even soos jaar-end funksies vir companies, klein besighede, troues, bachelor parties, as jy 'n spit wil geniet, we come and we do it in the comfort of your place. Nou daar wil het en so gaan kyk op sy socials. Hy het sy nommer ook gegee. Kontak hom. Soos hulle maar sê, nou is dit te laat. Hy adverteer op die TV. Anyways, really baie dankie my broer. Dankie dat jy vir ons weer die lig kom wys het. Vir ons way vir 2026. Ons het van ons soos ek het begin hierdie segment met distorted mindset, distorted, die ander woord ook wat daar gepaard gaan is lost. En dankie dat jy vir ons weer die rigting gegee het waar ons 2026 op hy pad kan loop wat jy gesê het, dis die pad wat ons kan loop. En dankie ook man dat ons alreeds, ek weet in Januarie man, voel ons nou meer wat gebeur in die eerste paar weke. Ons bly positief. Vandag het jy vir ons kom laat goed voel vir die res van 2026. Jy het gemensen, yes, die stampe en die knoue en die nokke gaan nie ophou nie. Nie dat die negatief of pessimisties is nie, maar dis die realiteit. En jy het vir ons 'n bietjie net kom hoop gee dat ons daar is uitweg ways man. Daar is ways en daai ways was al reeds in ons al geïnstal. Ons het net nie van geweet en vandag het jy vir ons net so weer hy liggies kom aan switch om te sê, guys, die is wie ons is. Jy het telke male op daar op klem gelê, die is wie ons is. Baie dankie vir daai en ek vra vir die Vader gister terwyl ek so sit en ek dink aan hierdie episode. En ek vra vir die Vader, ek moet vir Rialie 'n stukkie brood gee. En ek weer eens, ek sit met 'n presse want ek dink toe Vader, jy praat met my nie, wat gaan aan? En hoe harder my thoughts gaan, hoe meer blok ek wil ek hom uitblok. Verstaan jy nou wanneer weer eens ek op my eie wil ek staat maak. En die ou kom maak my toe rustig en hy sê my laat ek kykie, raak rustig. Ek het jou pek man. Waarvoor gaan jy so aan? En ek lees vanoggend vir Job 12 en Job 12 is amazing man van hoe Job vir ons hierdie ding uit eenheid sit. Maar wat gepaard gaan met die boodskap wat jy kom oorgesels kom uit Job het en dit vir my so nice uit eenheid die hele ding kom sit. En wat die vers, ek gaan 'n paar verse lees. Okay. Nee. En dit kom uit vers 9 uit. Job 12 vers 9.
Right? Who among all these does not recognize? En dan is daar amper nou 'n gedeelte wat hulle nou uitsit wat vir jou meer clarity gee. In all these things, good and evil are randomly scattered throughout nature and in human life. Right? So ons was uitgesit waar goeie goed deur ons geopenbaar word. Maar soms deur society word die slegte goed gesê en jy het dit vandag vir ons kom sê dat ons word gesien die goeie goed, die plan van die Vader is die goeie goed. Right? En en dan die laaste gedeelte wat ook aankom, that the hand of the Lord heeft done this. Tja. So die Vader het tailor-made vir ons een en elkeen 2026 uitgesit. En is dit geskette vir ons deur die hele jaar wat uitgesit is. En dit is net goed. Society en hy distorted mindset gaan dit sleg sien. Ja. Ek lag nou van jou tema. Yes. New Year's resolution. Yes. It started off in a Babylon system Ja. 4,000 years ago. Guess what? Christians later adapted to it. Jo. We can't adapt to a Babylon system. We need to set the standard of what is already is. That is the reality that we should live from. We should set that standard, my bro. En jy mense ook van validation en by sense van belong jy het die analogy gebruik van die gangsters van die nommerskap. En luister wat sê die Vader vir ons vir 2026. En ook van hy te hard wees op onsself. Ja. Vers 10. In whose hand is the life of everything living in whose hand is the life of every living thing and breath of all mankind. Right? Does the ear not put words to the test? Just as the palate tastes its food, distinguishing between the desirable and the undesirable. En guys, as ons ek gaan ons challenge en Realste het ook vir ons 'n challenge. Hy het dit nou nie so blaatant gesê nie. Maar kom ons challenge mekaar en challenge beteken indirek accountable. Waar ons desires, nou wat jy gesê het, ons desires, wat is ons desires regtig? Want as ons mans wat opgee. En ook van jy het mense deur die kerk se desires ook wat is hulle methodology as ek dit nou so mag noem. Verstaan jy nou? En dankie. So hier word dit vir ons uitgesit dat jy 'n tuis gaan hê van sekere goed wat goed is en sekere goed wat sleg is. Dit gaan by jou kom wat jy mense in die eerste van discernment waar jy dan gaan maak die keuse wat is goed vir jou. 2026 gaan jou opportunities gee waar jy die call kan maak dit is goed vir jou. So kom ons gaan in hy mindset. Yes, we will have a taste of the bad of life. Wat vir ons soos ek voorheen gesê het, but ons kan 'n situasie omswaai waar ons pallet vir ons sê ons kan dit goed maak. So 2026 is 'n jaar wat ons vir onsself kom uitfigure dat soos ek voorheen gesê het die resolution, die New Year's resolution het ons vir ons gesê dis iets wat ons moet bekom, is iets wat al reeds in ons is. Come on. So we don't have to doubt ourselves, want waar hy doubt inkom is wanneer ons hart op onsself is, wat ons nie actually kom besef wat ons regtig in staat is. Thanks for the reminder, bro. Heeltemal, bro. Maar as laastens Gooi meneer, gooi. Ek sit net en ek kry gedagte. Laas jaar Januarie en terwyl ek nou net bietjie stille tyd het. Lees ek en ek bid. Maar ek sens dit in my en dat Vader sê vir my, listen here. It's not gimmicks, it's not all this big stuff, you know. Dis mense dan oor drama. Maar anyway, the most profound words came to me. It has been and it will always be Jesus. Everything pertaining life's answers is Jesus. Sure. Everything pertaining life's answers, Jesus. Everything pertaining
what you are going through, Jesus is the answer. Mm. For real, en dat is iets simpel, maar zo. Wie is jou genesing vir jou enkel? Jesus. Ja. Wie is die antwoord vir vrede? Jesus. Wie is die antwoord vir die gemeenskappe? Jesus. It is Jesus. Jesus is the answer. Jesus is vir 2026. Ja. En hy is wat vir my absolute vrede gebring het toe ek net moet bepyns het in 2026. En ewen nou die dag terwyl ek net reflect oor hoe die tawe laaste 3 maande vir my is, toe kom hy by my net everything pertaining your life, Jesus is the answer. Sure. So ja. Julle daai is Wisdom of Solomon, dis die realste. Soos ek gesê het, sy social media pages gaan check die man, het sy nommer ook gesit. As julle net 'n talk met hom wil hê, oor life issues, oor net om as 'n man ook met hom te gesels, die man is available. Die community accountability groep. Realste en laaste question. Wat gebeur met 2026? Weet jy ou vir Gulsie? Jy gaan nou mense wat na hierdie ding kyk en hulle is geïnteresseerd om 'n conversation te hê. Is community accountability nog aan die gang? Hoe werk die storie? Sit dit gou uit vir ons daar buite kan asseblief. So Marcel, ons hou nie van inconsistency nie. Ja. But jy moet ook gaan met die pace van wat gebeur. Verstaan? Like daai. Jy moet ook gaan met die pace van wat gebeur. So ons as manne het seker meer as 3 maande nou by mekaar gekom. Ja. So almal het net baie besig geraak en dis hoekom ek sal altyd exposed in die groep. So ons het ek beplan wat ek gaan doen is ek gaan 'n ding aanstuur vir jou in die week in wat jy miskien kan post Okay. vir 2026. Want een van die goed is wat ons actually beoog, of 2 van die goed gaan doen, wat ek gaan nou noem, is om some manne Ja. together in an open set platform. Okay. Something like this, where we can just come into life. Community accountability is nie 'n kerkgroep nie. Dit is hoekom dit community is. We have communion with people or men from the community. En dan die ander ding is, ek wil graag 'n manne kamp sien. Okay. Donnie het my approach so 'n paar maande terug en toe sê vir my, hy sal dit organise. So daai is een van die goedes waar ons wil. En ek bedoel, kampe doen altyd iets goed vir manne. Dit bring net 'n refreshness. So daai is 2 van die goedes wat wat ek wil graag sien moet gebeur. En dan die samekoms van die manne, dit gaan plaasvind. So ek sê almal het net in hulle eie besige zone gegaan. But ja, So julle, on it. dankie Rialston weer eens. Wisdom of Solomon, soos julle kan sien, ons sit hierso by hier naby Jonkershoek. Daai is die eerste rivier daar. Daar sê. Daai is die eerste, Dis Koetsenburg se berg hier, né? ja. Daai is die rivier daar. So kyk hoe mooi is hierdie setting. Is dit net as ons oop begin oopmaak wat daar reeds hier is. Dis vader se mooi idee. Daar sê. En mag 2026 ons oë kom oopmaak om die mooiheid van die lewe te sien. Jesus. Dat ons ophou in Come on. hy sirkel is. Waar ons so geconfined word, waar ons 'n tunnel vision net soos 'n donkie. En ons sien net die wortel, maar kyk die mooi creation. Ons sien nie die boord waar die wortel is nie. Ons sien net die wortel homself en ons loop heeldag verby. Elke dag loop ons verby hy boord. Ons sien dan nooit die mooiheid in mekaar nie. Yes! Ons is so ons is so gedistorted met die upbringing, waar ons net beet sien in mekaar. Veral is in ons gemeenskap. En dit is ook ons mekaar afdruk. Ons maak mekaar dood Rialston. Ja, ons sien nie mooi in mekaar nie. Ons is nie wat ons doen nie. Ons is nie daai nie. So baie. Ag, laat ek maar. Julle, Wisdom of Solomon, gaan in vrede in. Ons gesels weer, laat dit goed gaan julle. Dankie. Geniet die mooi julle, geniet die mooi. Yo, really? Dankie my broer.